York hang. Jy sien daar die Indiaanse man met sy kind van sy vrou wat pas geboorte geskenk het. Dit is 'n bekende skildery in 1823 van Delacroix. Dit is gebaseer op Chateaubriand's romantiese boek Atala. En dis die notgevalle van die Nazi-stam gedurende die Frans-Indiaanse oorlog. Die skildery beeld as het ware uit hoe dat daar die jong Indiaanse stam vernietig is in die uitwissingsoorlog en hoe dat die vader teer sy kind vashou en daar eintlik geen hoop is van die herstel van die stam nie. Dit druk 'n bietjie uit hoe dat kulture soms vernietig word en totaal afgebreek word. Nou Sending het oor die jare altyd 'n baie besonderse bydrae tot die ontwikkeling en hulp van mense gelewer. Bos skryf byvoorbeeld dat die Sending-onderneming oor 3 eeue is 'n mees merkwaardige onderneming, 'n uiters uitsonderlike onderneming. Beverly Schroeder in 'n weer onlangse boek sê Sending was profeties betrokke by gemeenskappe, sodat baie aanduidings van heling en heil en opvoeding en versorging wat deur die Sending gelewer is. Maar tans is daar tog heelwat vrae oor die wyse waarop die Sending in die tradisionele gemeenskappe betrokke was, of dit positief was altyd en of daar ook negatiewe elemente was. Nou moet ons 'n bietjie na Sending en kultuur gaan kyk. Soos jy weet is daar so baie definisies van kultuur, die volle rykwyte van die mense bestaan van 'n Walt, bekende Benny van der Walt van Potchefstroom sê, dis nie slegs die verhewe dinge nie, dis die raamwerk van ons denke en optrede, dit is die antwoord van die mens van in die lewende wêreld beskouing van God of gode aan ons, en ons kan erken dat daar soms diepgaande kultuurverskille voorkom, en dat die goeie en die slegte van kulture aangedui kan word. Maar as bewerking van die lewensakker is kultuur so 'n belangrike essensie van menswees dat ons dit in ag moet neem. Kritiek teen die Sending word dikwels op hierdie vlak uitgespreek. Daar word gesê dat die Sending in baie opsigte nie in ag geneem het dat mense se eie kultuur erken moet word nie. Dat Sendelinge, en nou is daar veral moderne Afrika-teoloë soos Turiani, Mukambe, Oduyo, en so aan wat sê, maar die Sending poging het ook beteken dat mense se kultuur op baie wyse afgewys is en nie erken is nie. Sending wou ontwikkeling bring, Sending wou aan mense onderwys en hulp verskaf, maar daar was egter ook die onderliggende motief dat die mense van Afrika 'n nuwe kultuur moes aanleer. Soos Odissella daarna verwys dat die gemeenskapskultuur van Afrika mense nie altyd verstaan is nie. Die Jaria skryf byvoorbeeld dat daar in baie gevalle deur die postkoloniale benadering kritiek uitgespreek word, selfs teen essensiële elemente van die Sending, dat daar vraagstukke was oor die nuwe verstaan van hoe dit dinge oorgedra is en hoe die evangelie aan mense gebring is. En daarom sê hy ook dat kritiek uitgespreek word, omdat beskou is dat Sending dikwels vanuit 'n koloniale oogpunt aan mense oorgedra is. Dis ongenuanceerd wat hy sê, maar dit is tog die kritiek wat vanuit die postkoloniale benadering na vore kom. Byvoorbeeld, baie verwys daarna dat daar by die doop van nuwe bekeerlinge westerse name gegee is. En baie dikwels of Bybelse name wat dan van die westerse agtergrond kom. En baie dikwels het dit 'n verskeuring gebring, 'n wegbeweeg van die stamgroep waarbinne die persoon bestaan het en sy kulturele eie groep. Godsdienst 'n radikale betekenis vir die gemeenskap is dit was ook nie reg verstaan nie. En Whiteman wys daarop dat in baie opsigte die sake wat nie ooreengestem het met die Sendeling se eie verstaan van kultuur nie, dit was nie erken en bevestig is nie. En Walsh, 'n baie bekende Sending teoloog, wys daarop dat daar groot aanvaarding daarvan was dat Afrika se mense, die kulture van Afrika aanpasbaar was, maar dat daar nie soveel aanvaarding was dat eie kulturele eie goedbehoue kon bly nie. Dit kan egter nie veralgemeen word. Wegner verwys na Lemin Sanay se baie belangrike onderskeid tussen vertaling
en verstrooiing. Dat vertaling beteken het dat die mense in hulle eie verstaan en hulle eie omstandighede benader is. Verstrooiing wat beteken dat die kultuur bloot opgehef is. Nou hy verwys Beckner na die senderinge van die Paryse sendinggenootskap in Basutoland, die destydse Basutoland in Sotho vandag, wat wel die uitgangspunt geneem het van vertaling, van om die evangelie in die mense sy eie omgewing te bring. Eugene Casales en Thomas Arbosay het werklik daarna gestreef om 'n autentieke, onafhanklike inheemse kerk daar te stel vir die mense. En dit ook voorbeeldige antropologiese en metodologiese taalvaardige en kruiskulturele aanleg vertoon in hulle hantering. Die argument wat ek egter wil voer is dat daar tans in die sendingwetenskap baie erns gemaak word met die vraag van hoe moet die evangelie oorgedra word binne bepaalde kulture sonder om die kultuur nadelig te beïnvloed. Daarvoor word die begrip inculturasie gebruik. Alhoewel dit 'n soort van 'n nuwe begrip is wat in die laaste gedeelte van die vorige eeu na vore gekom het, is dit tog bekend. Paulus het al daarmee gewerk wanneer hy die evangelie vertaal en oorgedra het in 'n Grieks-Romeinse wêreld. En Shorter, waar moes jy dit aantoon, sê dit is 'n ongoing dialogue between faith and culture or cultures, and there is the creative and dynamic relationship between Christian message and culture or cultures. Inculturasie wil dus groot erns maak met die omstandighede waaronder mense verkeer, wil die uitdagings van daardie omstandighede benader en wil in daardie omstandighede die boodskap bring. Daarom sê Adosor dat dit is nie 'n saak van eenvoudige oordra van die evangelie nie. Jy wil die mense binne hulle omstandighede verstaan. Die evangelie boodskap is eenvoudig, maar die wyse waarop dit tuis kom onder mense is van groot belang en moet benader word. Die bekende David Bosch het inculturasie verduidelik op die volgende wyse. Ten eerste sê hy die agente verskil. Tweedens word klem grootliks op die plaaslike situasie gelê. Die hele konteks word in ag geneem. Sosiaal, polities, religieus of voedkundig. Dit sluit egter nie die makrokonteks uit nie, maar in hierdie opsig of spesifiek op die konteks van mense in hulle bestaan gekonsentreer word. In die derde plek het dit ook betekenis vir groter gemeenskappe, soos wat die reformatie byvoorbeeld vir die Duitse wêreld gehad het. Vierdens volg inculturasie uitdruklik die model van die inkarnasie van Christus. Die kerk word nie net uitgebrei nie, maar opnuut binne gemeenskappe gebore. Vyftens moet die Christologiese diepte juis die gemeenskap uitdaag om self op die volle betekenis van die goeie nuus in Christus vir die gemeenskap te verwerk. En laastens beteken dit dat inculturasie ook omvattend moet wees en die volle kultuur moet insluit, omdat kultuur so omvattend is. Daar is die gevaar, ons wys daarop, dat daar ook 'n kritiese dimensie daarop moet wees. Wat Paulus betref is daar twee teksgedeeltes wat van besondere belang is, Filippense 3 vers 4 tot 9 en 1 Korintiërs 9 vers 19 tot 23, waar Filippense 3 vers 4 tot 9 handel oor die feit dat Paulus voordra hoe belangrik sy Joodse afkoms vir hom is. Nou daaroor, daar in Filippi, kan hy sê dat hy hierdie gedeelte vanuit 'n taalhandelingsperspektief die gespreksvoor of teksvoorwaarde van die ekonomie oortree deur so oorvloediglik te sê wie hy is. Hebreër, besny, Israel, al die dinge wat hy beklemtoon, oorvloediglik. Maar nou is daar 'n hele debat daaroor. Sê Paulus dit om net 'n argument te voer, maar eintlik bedoel hy dit is minderwaardig. Dat hy wil beklemtoon dat die evangelie van Jesus Christus en die feit dat hy in Christus is, beteken dit dat hy hierdie Joodsheid gaan aflê en dat hy dit gaan prysgee. Of, aan die ander kant, beteken dit dat hy wel sê, ek is baie trots hierop, op my kultuur, op dit wat ek is. En ek kan dit voordra teenoor my vyande, teenoor die mense wat my so sleg maak en afbreek. Ek kan dit voordra as my uitgangspunt. Jy kan sien, daar is verwysings daarna
veral net na die laaste ene right, wat sê dat hy van mening is dat Paulus hoegenaamd nie sy eie kultuur hier wil bevorder nie. Daarteenoor wil ek graag stel dat hy dit so oorvloedig doen, dat 'n mens tog moet aflei dat hy groot respek het vir die kultuur waarbinne hy self bestaan. 1 Korintiërs 9 vers 19 tot 23 beklemtoon dan weer dat hy baie uitdruklik sê dat hy vir die Jood soos 'n Jood geword het, omdat hy almal wil wen, dat hy hulle respekteer het, dat hy in hulle kulture inbeweeg het, en dat hy probeer het om vanuit hierdie benadering, vanuit sy uitreik na mense, werklik hulle situasie in ag geneem het. Mens kan weer gaan kyk hoe dat die ekonomie oortree deur dit geweldig sterk te beklemtoon en oorvloedig voor te dra. Konselman sê dit byvoorbeeld, his behavior is consistent precisely from the standpoint of his doctrine of law, faith and freedom. Every man is addressed by God as the man he is, in his places, in his calling. So daar is 'n baie sterk beklemtoning daarvan, dat jy die mens in sy bepaalde situasie moet benader, en dat jy by die mens moet uitkom. Wat is nou die uitdagings vir die sending? Hoe sal ons dit vanuit 'n sendingperspektief wil benader? Sendingkundig moet die bestaan van eie kultuur erken word. Dit is baie belangrik dat ons dit moet sê. Ek het aangetoon dat daar baie kritiek vanuit Afrika teoloë is die wyse waarop die kultuur van mense in Afrika hanteer is. Ek het ook aangetoon dat daar 'n teenpool is, dat baie van die sending oneindig baie wou doen, soms baie gebrekkig, maar tog 'n poging aangewend het om soveel as moontlik vir die mense te beteken. Dink byvoorbeeld in 'n eenvoudige ding dat baie Afrika-tale eintlik van ondergang gered is deur die feit dat die sendelinge die Bybel vertaal het in daardie Afrika-tale wat vandag nog erken word. Dat kultuurisme is, wil ek afwys. Dit word onder andere gebruik deur Kroukamp in sy debat met Breitenbach, wat sê dat kultuurisme wat maar net onderdruk en misbruik word om mense op 'n verkeerde manier te benader. Dit is juist die beswaar wat hier 'n monogene kultuur ingebring kan word. 'n Monogene kultuur wat beheer wil uitoefen oor alle ander kulture en alle ander benaderings. Soos wat ek meen daar wel in sommige gevalle in die FSA kultuur na vore gekom het in 'n monogene kultuur wat beheer wil uitoefen oor alle ander kulture in die omgewing. Wanneer daar dus aangedring word op een taal, een kultuur, een wyse van bestaan, word die essensie van menswees geraak. Kultuur is essensieel aan ons menswees. Dit is deel van ons menswees. Dit is wie en wat ons is. Natuurlik kan daar verkeerde dinge na vore kom. Natuurlik kan verkeerde dinge uitgewys word, maar dit is deel van ons bestaan en dit kan nooit vernietig word nie. So die evangelie moet op 'n nuwe, aktiewe wyse aan mense gebring word. Op 'n wyse waarop daar volgens inkulturasie respek vir die kultuur van mense is. Waar mense tot hulle eie reg kan kom, waar hulle selfs tot bydra kan kom ten opsigte van die wyse waarop hulle die evangelie verstaan. Maar dit het vir my betekenis van ons totale verstaan van kultuur en die oordrag van die evangelie. En daarom my argument dat 'n soortige kultuur nie verwerplik is nie, maar dat mense dit juis moet erken en dat wanneer jy dit erken, jy uiteindelik dan ook kan aantoon dat die evangelie met sy ruimheid en sy betekenis ook in die kultuur van mense kan tuiskom. Ek dank u.